Ja, koning Yeshua, U is die koning van my hart. U is die koning van die heelal. En alles gaan oor U. U is die Alfa en die Omega. En U sê, first seek the kingdom of God. Soek eers die koninkryk van God en alles sal bygevoeg word. En daarom is ons ook vandag hierso om voor U te kom buig en net te sê, te verklaar, U is alles vir ons. Leer ons meer en meer oor U. Soos wat 'n paartjie verlief raak, is daar 'n soeke om meer tyd saam te spandeer en dis wat in ons brand, is soeke vir meer en meer van U. En baie kere wanneer ons so by mekaar kom, dan koning Yeshua, dan die woord sê dat daar's 'n reuk van ons Messias. Daar's 'n aanvoeling wanneer U die vertrek inloop. En soos wat U by die disippels ingeloop het, na U opgevaar het, na die kruisiging, nadat U uit die dode uit opgestaan het, so het U by die disippels ingeloop, het vir Timoteus gewys, hy kon self sy vinger deur die hande druk. En so wil ons vandag, want U is die weg, U is die waarheid in die lewe, en so wil ons voor U kom kniel, ons self gees lewende offers, doodgaan in ons eie opinies, en ons wil U leer ken, ons wil U lief hê met ons hele hart, ons wil in verbond saam met U stap. Ja, koning Yeshua, U is die koning, U is koning en U roep ons om deel te wees in U koninkryk, om U ambassadeurs te wees, om U representatives te wees, om U hande en voete te wees. En ons eer U daarvoor. En wanneer ons uitgaan om vir ander te bedien, of ons vir hulle water of brood of wat ook of wat, dit doen ons asof ons dit vir U doen, Matteus 25. U hart is dat ons mekaar bedien met die liefde. En help ons daarmee, want ons is so selfgesentreerd en soek net ons eie planne en ons eie wil. Ons wil vra asseblief, koning Yeshua, U is alles vir ons en lei ons, leer ons meer en meer van U. Ek bid dat U my mond sal aanraak met 'n vuurkoel en elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. Leer ons. U is ons Rabboni. Dankie Vader, ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewaweh. Amen, amen, amen. Ons eindig vandag met Matteus 2 en of dalk nie, ons weet nie, maar ons het gesien, ons is aan die einde van Matteus 2 en ons het gesien, Matteus maak dit duidelik vir die Jode en vir ons dat Yeshua ons koning, die gesalfde is. En omdat Yeshua juis verskeie messiaanse profesieë vervul het. Nou baie kere as jong mense my vra, of as mense my vra as hulle Yeshua aanvaar het as hulle verlosser en saligmaker, dan vra baie mense my, maar waar in die Bybel moet ek begin lees? Ek onthou een keer het iemand vir my gesê, hy het die Bybel so oopgeslaan en toe sien hy daar's 'n tentpen wat deur 'n ou se kop gekap is en toe weet hy nou nie of hy daai gedeelte moet lees. Want die Bybel is vir hom nou so 'n bietjie wreed. En baie kere dan sal ek sê, maar ek dink 'n goeie plek is om in Matteus te begin, want Matteus verduidelik vir ons wie ons koning is. Maar weer eens ook, soos wat ons op die pad van heiligmaking stap, so wys Abba Vader vir ons sekere dinge.
En leer hy ons sekere dinge. Die vraag is, hoe soek jy na hom? Hoe soek jy na hom? Het jy 'n soeke om van hom te leer? So ons het gesien in Matteus 2, as jy na die vorige lesse van ons Matteus 1 en 2 gemis het, dis beskikbaar op die webwerf, oudkruis.co.za, maar Matteus kies in Matteus 2, 4 van hierdie profesie om te sê dat Yeshua inderdaad die koning is. Ons het gesien in Matteus 1 dat daar word herhaal dat Yeshua is die koning omdat hy as 'n koning gebore is. Yeshua is koning deur die maagdelike geboorte. Yeshua is 'n koning omdat hy die geslagsregister van 'n koning het. Yeshua is koning omdat hy koning geskenke ontvang het en omdat net 'n koning geskenke ontvang. Yeshua is koning in Matteus 1 omdat die Persiese koningmakers hom as een gesien het. Yeshua is koning omdat Herodes so bang was en Yeshua gevrees het omdat Yeshua Herodes se troon sou neem. En Yeshua is koning omdat hy die koninklike profesie in die woord, in die Tanakh, in die Ou Testament sou vervul. En wat vir my amazing is in ons aanbidding, toe kyk ek net so op in die kroon en Yeshua is koning en hy kom binnekort. So ons het gesien daar is honderde profeseë in die Ou Testament oor Yeshua as koning en as Messias. Maar so kies Matteus in Matteus 2 4 van hierdie profeseë. En al 4 is so uniek en so kompleks dat letterlik geen manier is dat hulle per ongeluk daar kon wees nie. Daar's geen moontlikheid vir hierdie profeseë om net toevallig te kon waar word nie. Nou elkeen van hierdie profeseë van Matteus is aan 'n geografiese ligging en ons het gekyk daarna Bethlehem. Bethlehem is die geboorteplek van Yeshua. Egipte, Yeshua wat sou uit Egipte die uittog uit Egipte sou neem, dis 'n profesie. Dan Rama wat genoem word die verwoesting van Rama. En ons het gekyk na hierdie eerste 3 plekke en vandag gaan stil staan by Nasaret. En wat sou Nasaret vir ons beteken? Wat sou Nasaret vir ons sê oor Yeshua? So ons gaan net deur hierdie gedeelte saam lees en dan gaan ons reeltjie vir reeltjie soos Jesaja sê, gaan ons indruk en vertrou dat Abba ons leer. So kom ons lees saam die gedeelte wat sê dat Yeshua hierdie profesie vervul het. In Matteus 2 vers 19 tot 23 staan: En na die dood van Herodes het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn. En gesê: Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan na die land van Israel, want hulle is dood wat die lewe van die kindjie gesoek het. En hy het opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en in die land van Israel gekom. Maar toe hy hoor dat Archelaus oor Judea koning was in die plek van sy vader Herodes, was hy bevrees om daarheen te gaan. En hy het 'n goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang en na die streke van Galilea teruggekeer. En hy het gaan woon in die stad met die naam van Nasaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is dat hy 'n Nazarener genoem sou word. En dit is die gedeelte wat ons saam vandag gaan bestudeer. So Yeshua het in die stad met die naam van Nasaret gewoon. Sodat Matteus sê, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat hy 'n Nazarener genoem sou word. Hierso is amazing, want hierso sê dat die profete, nie net een nie, is meervoud, dat die profete, wat deur die profete geprofeteer sou word, dat hy 'n Nazarener sou genoem word. So, buiten dat daar nêrens in die Ou Testament staan, enigstens iets oor Nasaret nie. So hoe kan dit wees dat daar geprofeteer is in die Ou Testament, dat hy 'n Nazarener, dat hy in Nasaret gebore sou word? Of groot geword het, nie gebore nie, hy het in Bethlehem, dis die profesie, maar dat hy sou groot word in Nasaret. En dan nou nie net sê Matteus, 'n profeet het dit geprofeteer nie, hy sê profete.
Maar voor ons daar kyk, daar is egter 'n verskil tussen iemand wat in Nasaret gebly het, wat 'n Nazareëner genoem word, en iemand wat 'n Nasareërs gelofte doen. Daar's 'n verskil, en baie kere kry mense hierdie verkeerd. Die Nasareërs gelofte kry ons in Numeri 6. En iemand wat in Nasaret gebly het, dis nie dieselfde ding nie. Die Nasareërs gelofte is 'n gelofte waarvan Abba Vader ons leer om hom te nader in Numeri 6 vers 1. Ja, Abba Vader sê vir Moses om vir die kinders van Israel te sê, die wat nie priesters was nie, en wat 'n behoefte gehad het om priesters te wees of soortgelyk, hulle het 'n behoefte om in die nabyheid van Abba Vader te kom. En dan sê Abba Vader vir Moses in Numeri 6 vers 2 tot 8, as 'n man of 'n vrou 'n besondere gelofte aflê, Abba verplig niemand nie. Hy verplig niemand nie. En ek glo hierdie is nog steeds staande, want as 'n man of 'n vrou 'n besondere gelofte aan Abba Vader wil aflê, die gelofte van 'n Nazareër om hom aan Jotawawai te wy, moet hy hom van wyn en sterk drank onthou. Wyn asyn en asyn van sterk drank mag hy nie drink nie. Ja, geen druiwesap mag hy drink nie en geen vars of gedroogde druiwe eet nie. Al die dae van sy Nazareërskap mag hy niks eet van alles wat van die wynstok gemaak is nie, selfs nie van die pitte of die doppe nie. Al die dae van die gelofte van sy Nazareërskap mag geen skeermes oor sy hoof gaan nie, totdat die dae om is dat hy hom aan Jotawawai toewy, dat hy heilig wees. Hy moet die hare van sy hoof vry laat groei, al die dae dat hy hom aan Jotawawai gewy het, mag hy nie by 'n dooie kom nie, aan sy vader en sy moeder, aan sy broer of sy suster, aan hulle mag hy hom nie verontreinig as hulle dood is nie, want die wyding van sy God is op sy hoof. Al die dae van sy Nazareërskap is hy heilig aan Jotawawai. So, ons weet, Simson was 'n Nazareër van geboorte af. Ons weet Johannes die Doper, waarna ons in die volgende hoofstuk gaan kyk in Matteus. Hy was 'n Nazareër gewees. Paulus was vir 'n geruime tyd 'n Nazareër. En ek glo Yeshua ook. Maar hierdie Nazareër is 'n gelofte wat jy maak, en dit is nie dat jy sê jy kom van Nasaret af nie. Hierdie was 'n spesiale gelofte wat beteken het dat jy jouself aan Abba Vader toewy. En dit het nie beteken dat jy Nasaret verteenwoordig het. Nee, as jy in Nasaret gebly het, was jy ook in 'n ander woord, dit klink dieselfde, maar was jy ook 'n Nazareër genoem, maar dit is nie dieselfde as die Nazareër gelofte nie. So dis waar die verwarring so bietjie inkom. Wat is 'n Nazareër wat in Nasaret gebly het? Wat is hy? In Hebreëus is dit Nazir, wat beteken separate, or devoted one, or consecrated one. 'n Nazareër is iemand, die Nazareër wat 'n gelofte maak, die Nazareër wat 'n gelofte maak is Nazir. Dit is die separated one, of devoted one, of consecrated one. Dis een wat jouself toewy aan Abba Vader. So die Nazareër gelofte is iemand wat 'n gelofte of 'n wel met Abba Vader sluit. Abba Vader sê 'n man of 'n vrou kan hierdie gelofte met hom sluit. So hierdie gelofte, as jy die gelofte afsluit, dan word jy 'n Nazareër genoem, wat beteken afsonder. En afsonder in Hebreëus is die woordjie kadosh, wat beteken jy heilig, jy sonder jou af vir heilige gebruik. Met ander woorde, jy leef afgesonder vir Abba Vader. En dis 'n persoonlike gelofte of 'n wel tussen jou en Abba Vader. Het Yeshua hierdie Nazareër gelofte gedoen? Ek dink so vir 'n tyd. Vir 'n wyle. Nie vir sy hele lewe nie, want hy was die hoëpriester. En 'n Nazareër gelofte is as jy ook afgesonder wou vir gebruik wees. So miskien dalk net vir 'n spesifieke tydperk was Yeshua dalk, maar ons is nie seker nie. So of jou antwoord ja of nee is, ons is nie seker nie. Maar hy was definitief toegewy tot die roeping wat Abba Vader vir hom gehad het.
Maar was Yeshua iemand wat van Nasaret, wat in Nasaret gewoon het? Wat vervul het? Wat die profete gespreek het? Ja, die woord is baie duidelik dat hy het groot geword in Nasaret. Hy was. Maar waarin die woord is deur profete, nie net deur een profeet nie, deur profete geprofeteer dat Yeshua in Nasaret sou groot word. As Nasaret nie eens in die Ou Testament staan nie. Nou, Abba Vader sê in sy woord in Spreuke 25 vers 2, dit is die eer van God om 'n saak te verberg. Maar die eer van konings om 'n saak na te speur. En hierdie is baie belangrik, want baie keer as ons gered word, dan aanvaar ons Yeshua. Maar hoor wat sê Abba Vader, dit is die eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om 'n saak te speur. Wat hierdie teksvers Spreuke 25 vers 2 vir ons sê, in die oorspronklike woord is, Abba Vader bewaar sy woord vir sy kinders, die wat 'n soeke, 'n honger het vir sy waarheid. Wat opgewonde en wat entoesiasties indruk en probeer uitvind wat sy beloftes en waarheid is en wat meer wil weet oor hom. Die kinders van hom wat honger is om die waarheid te leer, en ons weet Yeshua is die waarheid. Vir hulle sal Abba Vader die waarheid leer. Dis Spreuke 25 vers 2. So mag ons met opgewondenheid en met entoesiasme indruk in sy woord en mag Abba Vader ons leer oor die profete wat geprofeteer het dat Yeshua in Nasaret sou groot word. Nou kom ons gaan stap vir stap deur hierdie gedeelte in Matteus 2 om te kyk wat leer Matteus ons. En wat het Matteus raak gesien en wat het hy probeer vir die Jode leer en vir ons? In Matteus 2 vers 19 tot 23 staan, en na die dood van Herodes het daar 'n engel van Jotawah in 'n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan na die land van Israel, want hulle is dood, wat die kindjie gesoek het. Dankie Michelle, ek wou nou net sê, ek kompeteer hier met 'n wheat eater vandag. Wat lekker gras lê. So ons gaan na die land, hierso staan, en staan op, sê die woord, Abba Vader, die engel het vir Josef gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder, en gaan na die land van Israel, want hulle is dood, wat die lewe van die kindjie gesoek het. En ons moet onthou, hier verskyn die engel die tweede keer aan Josef. Die eerste keer, het die engel ook aan Josef verskyn in 'n droom en vir hom gesê in Matteus 2 vers 13, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar tot ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. So Josef en Miriam, en ons het gekyk daarna, Josef, Miriam en Yeshua moes Egipte toe trek. Hulle moes deur die woestyn gegaan het met 'n babietjie, en die engel het vir Josef gesê, bly daar totdat ek vir jou sê, bly tot in Egipte tot ek vir jou sê. So, Josef het nie geweet nie, dag 1 het verbygegaan, dag 2 het verbygegaan, dag 3 het verbygegaan, ons weet nie hoe lank het hy gebly nie. Baie mense probeer tye daaraan koppel en sê, is om en by 6 maande. So dit was nie 'n kort vakansie nie, dit was 'n lang tydperk wat hulle in Egipte moes bly. En nou verskyn die engel weer aan Josef en sê, gaan na die volgende plek. En sodat dit 'n vervulling is van 'n profesie, of profesie, want is deur profete geprofeseer. Want verskeie profete het geprofeteer dat Yeshua sal groot word in Nasaret. Dan in Matteus 2 vers 21, en hy, Josef, het opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en in die land van Israel gekom. So, hoor net hoe belangrik is hierdie vers 21, en hy, die woord sê, en Josef het opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en in die land van Israel gekom. Let wel, daar word hier aanvanklik deur die engel van Abba Vader vir Josef geen spesifieke plek gegee waartoe hulle moet trek nie. Josef moet opstaan en trek of gaan. Wie kan onthou wat is die Hebreë woord vir dit? Leg lecha.
Lega is om te trek sonder om te weet. Jy weet eers wie moes trek sonder om te weet waartoe om te gaan? Abraham. Abraham het in Genesis 12 moes hy trek of lega sonder dat hy of Sarah geweet het waartoe. So dis om te sê, die Here verskyn vandag aan jou. Vat 'n voorbeeld Mitchell. Die Here verskyn vandag aan jou en hy sê, jy moet trek, jy en jou vrou en jou kinders moet trek. Julle pak op, maar jy het nie 'n klou waartoe nie. Jy weet nie eers waartoe om 'n ticket te koop nie. Okay, Abba, waartoe gaan ons gaan? Is dit nie presies wat Abba Vader gedoen het met die kinders van Israel ook uit Egipte nie? Ons gaan na die beloofde land toe, maar hy het die roete bepaal. Hy het 'n ander pad bepaal as die kort pad wat 11 dae sou neem. Nou, dit verg vertroue in Abba Vader om te trek sonder om te weet waartoe. Kan jy dink jy moet trek en Abba Vader sê jy moet trek, maar jy weet nie waartoe nie. En Josef, Miriam en Yeshua moes wegtrek uit Egipte toe, want hy moes weggetrek uit Egipte toe aanvanklik, want Herodes hulle wou die baba doodmaak, en dan moet hulle terugtrek, maar hulle weet nie waartoe nie. Josef het Abba Vader se woord gehoorsaam, en die toekoms ingeloof deur geloof. En dit is hoekom in Matteus 1 word ook verklaar dat Josef 'n regverdige man was. Hy het Abba Vader vertrou. Hebreërs 11 vers 1 sê geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En in hierdie week, ons is besig om te kyk in ons oggenddagstukies na die wapenrusting. En in hierdie week het die vyand val ons mos aan in ons gedagtes die heeltyd, nê? Hy kom en baie kere dan wonder jy, Jesus, Abba, is ek besig om die regte ding te doen? En die vyand kom sê vir jou, hoor jy is nie. Want jy het nog nie bereik dit wat Abba Vader vir jou eintlik al 'n paar jaar gewys het. Dink aan Abraham en Sarah byvoorbeeld. Vir 25 jaar het hulle geloop met 'n belofte van Abba Vader dat hulle 'n seun sou gehad het. En hoeveel keer moes hulle getwyfel het? Dink aan Isak. Abba Vader het gesê daar gaan 'n nageslag. 20 jaar moes Isak gewag het vir Esau en Jakob om gebore te word. Baie kere vir Dawid. Dawid het oor tussen die 13 en 17 jaar gewag vandat Samuel hom gesalf het as koning tot hy koning geword het. En baie kere vind ons onsself in 'n plekkie en ons wonder maar, Abba Vader het vir my hierdie droom gegee, het vir my hierdie belofte gegee, maar ek weet nou nie, dit voel nie asof ek daar uitkom nie. En dit is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Josef het geweet, hy moet wegtrek uit Egipte, en Abba Vader sal voor hom uitgaan, en op Abba Vader se tyd. Om 'n geloof te stap is om te kies om in Abba Vader se woord te wandel. Ongeag wat om ons aangaan in die wêreld, en ongeag myn jou omstandighede. Al lyk dinge en dalk nie nou vir jou so, asof jy nou in die droom is nie. Asof jy, ek kry nou al hierdie, ek weet nou presies wat hier gebeur dinge. Josef het nie geweet, dat dinge is besig, hy het nie verstaan waartoe en hoe nie. En baie kere doen ons nie, en dan kom die vyand en hy bring twyfel na ons toe. En dit is hoekom ons die wapenrusting van Jehovah moet aantrek. Maar kan jy vir 'n oomblik dink, Abba Vader sê dit vandag vir jou, jy moet wegtrek, pak alles op, gaan trek. Hoe ongemaklik sou jy gevoel het dalk daarmee? Want ons wil weet waartoe. Ons wil weet naby watter shopping sentrum gaan ons wees. Ons wil weet na watter skole toe gaan ons kinders. Ons wil al hierdie antwoorde hê voor ons iets doen. Maar so doen Josef. Presies wat Abba Vader sê, hy trek op Israel toe en hy weet nie eintlik waartoe nie. Josef en Miriam het immers geweet, hulle kind is Immanuel. Hulle het dit geweet. God met ons. En dis genoeg. Dis genoeg. Ek wil vandag vir jou sê, as jy op 'n plekkie is en jy weet nie eintlik waartoe nie, en dit lyk asof die omstandighede nie, asof jy nie weet waartoe nie, Immanuel, God is met jou. Vertrou dit net. Dis genoeg om te weet. Want hy wat met ons is groter as hy wat in die wêreld is. So,
Josef en Miriam het geweet dat Yeshua, die verlosser, die Messias, die koning sou wees, want hy is die beloofde een wat sou kom om ons te verlos, en dit is wat sy naam beteken, Yeshua, verlosser in Hebreë, Yeshua. Maar dan sê Matteus 2 vers 22, maar toe hy, Josef, hoor dat Agelias, wat sy naam beteken meester van die mense, hy was erger amper as sy pa, maar dit is geskiedenis, dat hy die meester of die koning oor Judea was, in die plek van sy vader Herodes, was Josef bevrees om daarheen te gaan. So Josef het hierdie angs gekry. Met ander woorde, Abba Vader sê, Josef, jy en Miriam moet trek, julle moet hierdie plekke gaan, en so is hulle besig om te trek, en hulle is op pad Judea toe, Judea, Bethlehem, Jerusalem, dis waar die Jode gewoon het. Hy is op pad om so te trek, en toe hy hoor, dat Argeas, Herodes se seun, was in bewind, het Josef bevrees geraak, om daarheen te gaan. En raai wat gebeur? God met ons. God met ons. En Josef het 'n goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang en na die streke van Galilea teruggekeer. Dis vir my, ek wens ons kan net stil staan daar vandag. Daai is vir my soos in, baie kere wil ons wil weet wat nou, wat nou, hoekom werk dinge nie uit nie, Vader, ek wil weet, hoe gaan U vir my voorsien? Hoe gaan U vir my voorsien? Vader, dinge gebeur so in my lewe dat ek doen nie eers voorsiening vir aftrede nie en ek is bekommerd daaroor en Vader, ek wil weet, hoe gaan U vir my voorsien? Wat is die droom? Hoe gaan U dinge vir my uitwerk? En ons het al hierdie vrae. En Abba Vader sê vandag vir my en jou, Immanuel. Dis genoeg om te weet, Immanuel, God is met ons. Dis genoeg. God is met ons. He will never leave you, He will never forsake you. Dis genoeg om dit te weet. Weereens het Josef leiding ontvang deur 'n droom waar hy aangesê is om na Galilea toe te gaan. Hy is, Abba Vader is die goeie herder. Hy is die een wat voor ons loop. Hy het dit gedoen met Israel. Ons sien hy doen dit met Josef en Miriam reg deur die woord. Moet ons hom vertrou. En dit is hoekom Spreuke 3 vers 5 tot 7 vir my so mooi is, want daar staan, vertrou op Jotawah met jou hele hart. Ek weet nie met wie ek praat nie, ek dink ek praat met myself, vertrou op Jotawah met jou hele hart. Miskien was jy in hierdie week partykeer so bietjie moedeloos, want jy sien net nie hoe dinge vir jou uitwerk nie. Jy sien net nie hoe dinge gaan uitwerk nie. Vertrou op Jotawah met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en dan sal hy jou paai gelyk maak op sy tyd. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees Jotawah en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente. So vertrou op Abba Vader, God met ons, Immanuel, God met ons. Dis genoeg om jou vertroue daarin te sit. Abba sal alles ten goeie uitwerk. Dit beteken nie ek moet op die lazy boy by die huis sit en niks doen nie. Dis nie wat dit beteken nie, maar vertrou vir Abba. Vat daai bekommernisse, do the possible and Abba Vader will do the impossible. Dan sê in Matteus 2 vers 23 verder, en Josef het gaan woon in 'n stad met die naam van Nasaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat hy Nazareër genoem sou word. So Matteus profeteer dit ook, hy profeteer dit hier, maar onthou, Matteus gee 'n profesie oor vir die Jode, en die Jode het die Ou Testament, die Tanakh vasgehou. Hulle het dit so ergens moes dit geprofeteer word deur 'n profeet, nee, deur profete. Deur profete, sê Matteus vir die Jode vir wie hy dit verkondig en vir ons. Nou die feit dat Yeshua in Nazaret groot geword het, is die 4de element in die profesie rondom Yeshua se geboorte in Matteus 2, om te bewys dat hy die koning is, dat hy die Messias is.
Maar die vraag is, Matteus sê deur die profete gespreek of geprofeteer. Watse profete het dit geprofeteer dat Yeshua so groot word in Nasaret? Waar staan dit geskryf? Nasaret word nie eers in die Ou Testament genoem nie. Kom ons gaan kyk. Die naam Nasaret is afgelei van een van die Hebreëse woorde vir tak of spruit, naamlik Nezer. Nezer. En dis hierin waar die profesie lê, in Jesaja 11 vers 1 wat sê, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra, en op hom sal die gees van Jotawah rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van Jotawah. Kan ek gou vra? Was Yeshua uit die stam van Isaï? Isaï is in Engels word genoem Jesse, en dit veroorsaak ook partykeer verwarring. Wie is Isaï of Jesse? Dawid se pa. OK, ons gaan nou daarna kyk. Kan ek ook vra, het die gees van Jotawah op Yeshua gerus? Het die gees van wysheid en verstand op Yeshua gerus? Het die gees van raad en sterkte op hom gerus? Het die gees van vrees en kennis op van Jotawah op Yeshua gerus? Dis ook 'n profesie. Dis ook 'n profesie. Met ander woorde, die profesie sê in Jesaja 11, uit Isaï, of in Engels Jesse, Dawid se pa, sal daar 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Ons weet Yeshua is uit die geslagsregister van Dawid, en op hom was die gees van Jotawah. Ons gaan nou daarna kyk. Maar Jesaja 11 vers 1 is 'n profesie oor die Messias, oor die koning. Die beeldspraak van 'n takkie wat uit die stomp van Isaï opkom, is ryk aan betekenis. Dis vol hoop en herstel. En ek dink, Matteus, toe hy vir hierdie vertel, toe was hy so opgewonde. En net so is ek opgewonde, want dis soos 'n amazing, hoorie, ek wil net gou vir julle sê, hierdie, dat hy in Nasaret gebly het, die Hebreë woord Nazareer, die stamwoord Nazareer, dis hierdie takkie wat uit die stomp van Isaï sou kom. Isaï word as die stomp gesimboliseer, want in die tyd van Jesaja se profesie was die koning van Juda erg verswak. En dit het gelyk of die Dawid se geslagsregister, of die Dawitiese linie, sy geslagsregister na verskeie konings en invalle tot 'n stomp sou gereduseer word. Met ander woorde, dit het gelyk asof die stam van die stam van Juda, die suidelike halfrond op 'n manier, omdat hulle so aangeval is, op 'n manier sou doodloop. En dit was 'n bekommernis. Selfs in Ester se tyd het dit gelyk asof alle Jode doodgemaak sou word. En dit weet ons is die taktiek van die vyand. Want hy het geweet, uit die geslagsregister van Dawid sou die Messias gebore word. En ons het self gekyk hoe ons het gekyk, en ek gaan nou nie te veel daaroor nou praat nie, ons het in diepte daarna gekyk uit Josef se geslagsregister en uit Miriam se geslagsregister, hoe Yeshua gebore is en hoe niks Abba Vader sou stop nie. Daarom hierdie takkie wat uit die stomp voorskyn sou kom, uit Isaï, dui op 'n nuwe lewe, nuwe groei en nuwe hoop. Met ander woorde, Jesaja profeteer ten spyte van die verwoesting van die stam van Juda, die koninklike geslag, want Juda het die profesie gekry. Juda, gaan lees jy Genesis 49, het Juda die profesie gekry dat uit sy nageslag sal die koning gebore word. Die koning van Juda. Abba Vader sal 'n nuwe heerser uit daardie geslagsregister voortbring. Iemand wat Abba Vader se beloftes aan Israel sal herstel en vervul. En dan praat ons, iemand wat Abba Vader se beloftes aan Israel, nou praat ons nie van die huise, die twee huise, House of Israel, House of Judah, al twee stamme saam, sal herstel en vervul.
So hierdie takkies, soos Jesaja profeteer, sal nie net 'n koning wees nie, maar iemand wat Abba Vader se geregtigheid en vrede sal bewerkstellig. Die idee dat die takkie vrugte sal dra, dui daarop dat hierdie toekomstige heerser, hierdie toekomstige Messias, produktief sal wees en 'n heerskappy sal bewerkstellig wat gekenmerk word deur die geregtigheid, voorspoed en geestelike vernuwing. Die vraag is ek en jy in daai heerskappy? Is ons in daai koninkryk? Want as jy Yeshua aanvaar, en dan kan jy 'n koninkryk ambassadeur word van sy koninkryk. Dan word jy 'n koninkryk. Die vraag is ek en jy al diensbaar? Want waar jy nou diensbaar is in sy koninkryk, is 'n aanduiding van hoe jy diensbaar gaan wees as hy 1000 jaar roel op aarde. Ek dink dit mis ons partykeer. Hoe ons nou diensbaar is 'n aanduiding van hoe ons diensbaar, want dink aan die 2 talente, die 5 talente, hulle het dubbel soveel talente gekry in die koninkryk. Die een wat 1 talent gekry het, wat hom begrawe het, wat het met hom gebeur? Gaan weg. Gaan weg was die woorde. So, die idee dat die takkie vrugte sal dra, dui daarop dat die toekomstige heerser, Yeshua, produktief sal wees in die heerskappy, sy koninkryk wat sal bewerkstellig word, wat gekenmerk word deur geregtigheid, voorspoed en geestelike vernuwing. So ja, Jesaja 11 vers 1 is 'n profesie van hoop vir die herstel van al 2 huise, House of Israel, House of Judah, deur 'n toekomstige leier uit die huis van Dawid. Wie is Israel nou weer? Ek het dit nou net gesê, al 12 stamme, al 2 huise. En Esegiel profeteer dit vir ons in Esegiel 37. The house of Israel and the house of Judah will become one. 2 sal 1 word. 2 huise sal 1 bruid word. En dis die profesie waarna Matteus verwys. Let wel, Jesaja het dit nie net 1 keer geprofeteer nie. Jesaja het dit 2 keer geprofeteer. Jesaja profeteer dit in Jesaja 4 vers 2 ook, vroeër. En Jesaja sê in Jesaja 4 vers 2, in die dag sal die spruit van Jotywawai wees tot die sieraad en heerlikheid en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. Spruit in Hebreëus is die woordjie tsemach, wat beteken 'n spruit of tak. 'n Tak. Die term spruit of takkie hier is 'n verwysing na 'n toekomstige Messias wat uit die geslag van Dawid sou voorkom. Hierdie profesie wys ook na Yeshua. As jy die woord gaan bestudeer, in die Ou Testament word die woordjie tak geassosieer met hoop op 'n nuwe heerser, met 'n nuwe hoop. Wat het die duif gebring vir Noag? 'n Tak. Nuwe hoop. So 'n tak word geassosieer met nuwe hoop, 'n nuwe heerser. En die messiaanse profesie wat daarin is dat daar uit die geslag van Dawid 'n nuwe heerser sal wees wat geregtigheid en vrede sou bring. Watter profete het dit nog geprofeteer? Ons weet Jesaja het dit geprofeteer. Want onthou, Matteus sê Josef het gaan woon in 'n stad met die naam van Nasaret sodat daar sou vervul word deur die profete wat geprofeteer het. Nog 'n profeet wat dit geprofeteer het was Jeremia. Jeremia ook het self geprofeteer in Jeremia 23 vers 5. Kyk, daar spreek Jotywawai dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek. En as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. So Jesaja praat ook en hy sê dat uit Dawid se geslag sal 'n spruit verwek word. Spruit, weet ons, is die Hebreëse woordjie tsemach wat ook beteken 'n tak. Yeshua is die tak of spruit uit Dawid se geslag. Die idee van Yeshua as 'n spruit of 'n tak is herhalende Bybelse metafoor vir 'n regverdige koning of leier wat herstel sal bewerkstellig.
En dit is amazing. Ons wag vir ons koning wat daardie herstel gaan bewerkstellig, want dit is meer boos op die aarde as nog ooit van tevore. En baie keer vra mense my, maar hoe? Hoe is dit meer boos as in die Bybelse tyd? As jy net kyk, wat se toegang het ons kinders, versus wat se toegang het ons kinders gehad tot Bybelse tyd. Jy kan nou na 'n 3 meter of selfs na 'n 9 meter by 3 meter skerm gaan kyk na pornografie. Dis hoe groot dit vergroot het. Daar was nie eers skerms waarop jy kon kyk het in die Bybelse tyd nie. Dis in your face. As jy YouTube, oral waar jy gaan, TV, oral by die skool, die boosheid is en die perversheid is huge. Dis huge. So dieselfde word geprofeteer in Jeremia. Jesaja profeteer dit, Jeremia profeteer dit. Sagaria profeteer dit. 2 keer. Sagaria profeteer dit in Sagaria 3 vers 8, jy kan dit gaan lees. Maar hoor gou, Abba Vader self profeteer ook deur Sagaria en Abba Vader sê in Sagaria 6 vers 12, kyk, daar kom 'n man wie se naam is Spruit en hy sal uit sy plek uitspruit en hy sal die tempel van Jotbathwa bou. Yeshua as die tak of spruit word beskryf as die een wat skoonheid en heerlikheid bring, reinigheid, wat die pragt en geregtigheid van die Messias aandui. So dit dui daarop dat Yeshua die Messias nie net 'n kragtige leier sal wees nie, maar ook die volmaaktheid en die heiligheid van Jotbathwa sal beliggaam. Hy sal die koning wees. So terug na Jesaja 4 vers 2 wat profeteer, die vrug van die land sal die trots en die heerlikheid wees van die oorlewenes van Israel. Jy sien hierdie deel van die profesie dui aan dat na die herstel van Israel die land voorspoedig sal wees en sy mense sal bly wees in sy oorvloed. Nou dit staan in kontras met die vroeë oordeel en verwoesting wat Israel in die gesig gestaar het. Dit dui ook daarop dat die oorblywende oorblyfsel van Israel Abba Vader se seëninge sal ervaar en ons het gekyk hoe Israel sal terugkeer en hoe the house of Judah teruggekeer het en the house of Israel sal terugkeer. Ons het daarna gekyk. So nou sê Abba Vader, maar daar sal 'n koning regeer en daar sal hierdie amazing vrugte wees en daar sal hierdie amazing tyd wees waar hy heers en alles sal herstel. Ek wil deel wees daarvan. En daarom wil ek nou al deel wees van sy koninkryk, want wat jy ook al nou deel is, wat jy ook al nou doen in sy koninkryk, dis net 'n kleuterrepetisie van dit wat voor lê. Dit is net 'n kleuterrepetisie. So hoe jy nou deel is in sy koninkryk, gaan aandui hoe jy deel gaan wees. Wat sê Yeshua? Yeshua sê, as jy wil belangrik wees in die koninkryk van God, wat moet jy doen? Wees diensbaar. Ek en jy het nou die geleentheid om diensbaar te wees in sy koninkryk. Ek en jy het nou die geleentheid om diensbaar te wees, want as jy diensbaar nou is, wat sal gebeur in wanneer hy regeer? As jy wil belangrik wees in die koninkryk van God, wees diensbaar. So jy sal belangrik wees. En dit is nie verkeerd om belangrik te wil wees nie, in sy koninkryk nie, want anders sou hy dit vir sy disippels sê, want op 'n stadium het sy disippels geredeneer daaroor, en toe hulle by die huis kom, toe sê Yeshua vir hulle, waaroor het julle geredeneer? Toe is hulle soos in, praat jy Petrus? Nee, praat jy Andreas? Want hulle het geredeneer oor wie gaan belangrik wees in sy koninkryk, en hy sê nie vir hulle, hoorie, dit is nie belangrik nie, hy sê vir hulle, as julle wil belangrik wees in my koninkryk, wees diensbaar. Die punt is, Yeshua is die Nazer. Hy is hierdie tak uit die geslag van Dawid. Hy is hierdie een, hy is hierdie tak. Yeshua se koms, sy lewe, sy dood en sy opstanding het vir ons 'n geestelike vernuwing en 'n herstel teweeggebring. Nou in 'n breë konteks profeteer Jesaja, Jeremia, Sagaria en nog profete op Abba Vader se uiteindelike plan vir herstel, waar daar vrede, voorspoed en skoonheid sal wees as gevolg van Abba Vader se ingryping. En die Messias sal die sentrale figuur wees
om hierdie herstel te bewerkstellig. En prys Abba daarvoor. En daarom wil ek met alles in my so deel wees van sy koninkryk. En so diensbaar wees in sy koninkryk. Hy sê, first seek the kingdom of God. Soek die koninkryk van God, met alles in jou. En dan sal hy alles byvoeg. Vertrou ons hom. Soek ons hom regtig. Maar hoor gou. Daar's nog 'n profeteer wat geprofeteer. Daar's nog 'n profeet wat geprofeteer het. Of nog iemand. Baie mense sien hom as 'n profeet wat geprofeteer het. Dat hy is die tak. Yeshua self. Yeshua self sê in Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok. Julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Yeshua self sê, ek is die tak. En ons is sy lote, en as ons in hom bly, sal ons veel vrug dra. En ons gaan nou 'n bietjie praat oor hierdie vrug. Maar hoor eers gou, in Hebreëus is Nasaret afgelei van die stamwoord Nazer, wat ook beteken om te waak. Of om te bewaar. Daarom word die naam Nasaret ook tradisioneel verstaan as 'n plek van waaksaamheid of 'n plek van bewaring. Nasaret was die naam van die dorp waar Yeshua gewoon het, groot geword het in bewaring van Abba Vader. Want Yeshua was die beloofde takkie, die wingerdstok of die loot van Yotevawai. Hoor gou wat staan in Lukas 4 vers 16 tot 19. Toe kom Yeshua in Nasaret waar hy opgevoed was. Hy was daar omdat hy daar groot geword. En toe sy bediening begin, dan staan daar in Lukas 4 vers 16 tot 19. Toe kom Yeshua in Nasaret waar hy opgevoed was. So hy is daar groot geword, hy is daar opgevoed. En soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Ek gee jou raai, wat lees hy daar? Die profesie. Maar hy gee 'n ander weergawe van die profesie wat Jesaja vir ons gee in Jesaja 61. Maar Jesaja 4 vers 2 sê ook die vrug, praat van die vrug. Onthou, die wysheid van Abba Vader, die vrug van Abba Vader. En hy het die boek oopgemaak in Nasaret. Die boek oopgemaak en die profeet Jesaja die profeet Jesaja is aan hom oorhandig en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is, die gees van Yotevawai is op my. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om my verbryselheid van hart te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, en om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van Yotevawai aan te kondig. Ons weet, Yeshua beaam presies wat Jesaja ook geprofeteer het in Jesaja 1 vers 2. Ons weet dit. Toe Yeshua in Nasaret die skrol oopmaak, op die Sabbatdag, in Nasaret, daar waar hy opgevoed was, toe sy bediening begin het. Dis hier waar sy openbare bediening begin het, en toe praat hy ook van hierdie vrug. Toe praat hy ook van hierdie vrug. Dis ook hier waar die mense aanstoot geneem het en probeer het om hom teen 'n afgrond te gooi. En dis ook belangrik om te weet. En hulle 2 keer Yeshua in Nasaret, hulle 2 keer probeer om uit Nasaret te verdryf. Jy kan dit gaan lees in Lukas 4 vers 16 en Matteus 13 vers 54. En weens die mense se ongeloof in Nasaret het Yeshua nie daar magtige werke gedoen nie. Dit kan jy lees Matteus 13 vers 58. En daarom het hy in Kapernaum gaan woon. Nou Nasaret is so wat 22 of 23 kilometer van die see van Galilea af. En in Johannes 1 vers 46 sê Filippus ook vir Nathanael, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Yeshua, die seun van Josef van Nasaret. Nou, Filippus en almal was op soek na die Messias om hulle te red.
Nee, so, ons weet, dit is waaroor die profesie gaan en dit is wat Matteus ook vir die Jode sê. Hulle was op soek na die Messias om hulle te red. Net soos wat ons ook vandag veronderstel is om hom te soek, want hy kom binnekort. En ons weet, dit gaan gebeur. Net so het Filippus, Nathanael en almal het geweet hierdie profesie dat sy koms naby is. En dit is vir my so mooi wat Filippus vir Nathanael sê. Hy sê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Yeshua die seun van Josef van Nasaret. En die vraag is, het ek en jy hom al gevind? Is hy al die koning van jou hart? Soek jy met allereers sy koninkryk? Filippus en almal was op soek na die Messias om hulle te red. Op daardie stadium was die Jode so gefokus om die Messias te kry om hulle te red van die Romeinse ryk op daardie stadium. Maar hoor gou hoe antwoord Nathanael vir Filippus. Hy sê, kan daar iets uit Nasaret, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Kan die tak, kan daar uit Nasaret iets goed wees? Nou Nathanael se reaksie weerspieël sy skeptiese siening en sy veroordeling van die dorp Nasaret. In die konteks van die tydperk was Nasaret 'n klein, relatiewe obskure dorpie in Galilea. Want dit was net 22 of 23 kilos van die see van Galilea, soos deel van die gebied Galilea. En volgens hom het Nasaret nie 'n reputasie gehad. Dat dit 'n plek was waar iets buitengewoon of betekenisvol sou ontstaan nie. Dis omdat Nasaret nie in die Ou Testament verskyn het nie, maar wat Matteus sê is, Yeshua is die tak, hy is die Nazer. Hy is die Nazer. So Nathanael se reaksie kan gesien word as 'n weerspieëling van die algemene persepsie onder baie Jode van die tyd. Galilea of veral Nasaret is dikwels neergesien op deur diegene in Judea of Jerusalem waar die godsdienstige en die elite hulle self gevestig het. En baie mense het verwag dat die Messias by 'n meer gesogte plek sou groot word soos Bethlehem. Maar ons weet dis waar Yeshua gebore is. Hulle het ook gedink dat die Messias van Jerusalem sou afkom. So Nathanael se vraag is, so Nathanael se vraag toon eintlik vir ons hierdie afhanklike twyfel of hierdie moontlikheid dat die Messias van so kan dit wees dat hy van so onmerkwaardige plek sou afkom? Kan dit wees? Maar die oomblik skep toe egter die weg vir 'n diepe openbaring. Die oomblik toe Nathanael net sy denke deel oor hoe onmerkwaardig Nasaret was, want hy het nie Nazer gesien, die tak, hy het nie die profesie raak gesien nie. Maar hierdie oomblik toe hy so skepties is oor Nasaret, skep toe egter die weg vir 'n diepe openbaring van Yeshua se identiteit. Aangesien Filippus nie opgegee het. Die Filippus het nie opgegee op Nathanael nie en het hom gesê nee, kom kyk jy dan self as jy my nie glo nie. As jy sê wat kan daar iets goed uit Nasaret? Nee, kom kyk self, kom kyk, ons het hom gevind, ons het die ene gevind. En ons weet toe dat Nathanael Yeshua ontmoet, toe toon Yeshua kennis van Nathanael lank voor Nathanael nog vir Yeshua ontmoet het. Onder die boom. Wat toe lei dat Nathanael hierdie belydenis het dat Yeshua is waarlik die seun van God. Nathanael se aanvanklike twyfel beklemtoon ook die tema van hoe Yeshua as die Messias, as die koning se ware identiteit dikwels verborge was en nog steeds deur die Jode verborge is. En daarom is daar baie kere onder die Jode vals Christusse wat sê, daar's nou nog plakate in Jerusalem en oral wat sê hierdie ou verklaar hy is die Messias. Jy kry dit in Israel teen die paal. Het jy al gesien, Maritjie? Hierdie ou sê hy is die Messias.
Dan is die vraag, is hy gebore in Bethlehem? Het hy uitgetrek uit Egipte? Is Rama, het hy die profesie van Rama en het hy groot geword in Nazareth? En dit is amazing hoe Abba ons leer. Nou daar is baie geleerdes wat sê die mense in die stad Nazareth was beskou as onbeskofte en minder gekultiveerde klasmense en hulle was grootliks beïnvloed deur die heidene wat met hulle gemeng het, ook as gevolg van hulle laer tipe morele en godsdienstige karakter en waardes. Maar ek sien dit nêrens geskrywe staan nie. So ek kan nie sê dat dit waar is nie, maar jy sien baie mense het die profesie geken van Yeshua wat in Bethlehem gebore moes word. En baie mense ken dit vandag. Ek dink nie baie mense het of ken vandag nog die profesie oor Yeshua se uittog uit Egipte, oor die verwoesting in Rama, die profesie oor Yeshua, die takkie wat sou uitspruit, wat van Nazareth sou kom, en wat hierdie profesie sou vervul, uit die geslagsregister van Dawid nie. Nathanael het 10:1 ook nie hierdie profesie geken van Yeshua nie. 'n Takkie uitspruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra nie. So kom ons gaan terug na Matteus wat sê in Matteus 2 vers 23, en hy, Yeshua, het gaan woon in 'n stad met die naam van Nazareth, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat hy 'n Nazareër genoem sou word. So Matteus sê die profete, en ons het gesien, as jy net kyk na die stamwoord van die Hebreë woord van Nazareth, dan is dit hierdie Nazer, wat hierdie tak is. En dit word deur verskeie profete geprofeteer. Jeremia, hulle almal. Yeshua se geboorte in Bethlehem, sy uittog uit Egipte, die verwoesting by Rama en dat Yeshua die tak van Nazareth was, is alles profeseë oor Yeshua as die Messias, as die koning. En dis wat Matteus leer vir ons in sy evangelie. Nazareth, hoor gou, Nazareth was so geminag, dat selfs een van sy disippels gesê het, kan daar iets goeds uit Nazareth kom? Nazareth was so geminag en deel daarvan, hoekom? Deel daarvan is, wat Abba Vader vir ons hier uitwys is, dat Yeshua verwerp sou word. Dis deel daarvan. Om te gesê dat Yeshua van Nazareth was, word deur sommige mense nog steeds vandag gespot. Julle sê, hy is die Messias en hy kom van Nazareth af. En dan spot hulle daaroor. En ek dink dit is deel van die rede waarom hierdie 'n profesie is. Want hier is die punt. Die Ou Testament het oor en oor gesê, Yeshua sou verag ook word. Hy sou verwerp word. Hy sou gehaat word. Daar sou op hom neergesien word. Want dit is wat Psalm 22 sê. Dit is wat Psalm 69 sê. Dit is wat Jesaja 49 sê. Dit is wat Jesaja 53 sê. Dit is wat Daniël 9 vers 26 sê. Hoor gou. Die Joodse tradisie. Ons weet die Jode skryf hulle eie Bybel oor wat in die woord staan, en dit noem ons die Oral Torah, of die Talmud. So die Jode gaan skryf, byvoorbeeld, hulle sê, Abba sê, jy mag nie in die swembad spring nie, en dan sê die Jode, dan bou hulle heining om die swembad, en sê die Jode, jy mag nie in die heining raak nie. Het Abba Vader gesê, mag nie in die heining raak nie? Nee, hy het gesê, mag nie in die swembad spring nie. Dis net 'n voorbeeld. En dit is wat die Jode gedoen het. Hulle het hierdie Talmud, hulle het hierdie ekstra reëls gaan skryf om hulle self te beskerm. En Yeshua waarsku hulle die hele tyd daarvan. Die Talmud. Waarsku Yeshua hulle die hele tyd. Hoor wat staan in die Talmud. Die Talmud noem Yeshua. Die Talmud praat van Yeshua as Yeshua HaNazari. Ek gaan dit nie herhaal nie. Yeshua HaNazari. Wat beteken Yeshua van Nazareth? Yeshua die Nazareëner, wat van Nazareth afkom. Hulle noem hom nooit Yeshua die Bethlehemiet nie, die Bethlehemiet nie, wat in Bethlehem gebore is nie. Hulle praat nooit van sy gebore nie, hulle noem hom juis
Yeshua van Nazareth. Want dit is 'n bespotting in die Talmud. As Yeshua in Bethlehem gebore is, of as hy in Jerusalem gebore was, hoekom maak hulle nie dieselfde bespotting daarvan nie? Hoekom Yeshua van Nazareth? Maar my Vader het gesê dat hy verag sou word, dat Yeshua verag sou word, dat Yeshua verwerp sou word, dat Yeshua gehaat sou word. En daarom het Abba hierdie verborgenheid gesit dat Yeshua in Nazareth gebore sou word, die tak waaruit die lotus sou gebore het wat vrug sou dra. Hy is die tak, hy is die geslagregister wat uit 'n stomp sou kom. Nazareth sou Yeshua voorsien met die naam Yeshua van Nazareth. En dit sou hom voorsien van 'n titel van smaad wat Abba Vader geprofeteer het wat sou gebeur. Want Yeshua is verag, Yeshua is verwerp en uiteindelik vermoor. Die verlosser van Nazareth. Jy sien, elke plek, Bethlehem, Egipte, Rama en Nazareth was noodsaaklik vir die karakter van Yeshua. En dis wat Matteus vir ons skets. En dis 'n meesterstuk van 'n prentjie. Micha het geprofeteer die koning sal na Bethlehem toe kom, sal uit Bethlehem gebore word. Hosea het geprofeteer die koning sal uit die uittog van Egipte, hy sal kom met soos die uittog van Egipte. Jeremia het geprofeteer daar sou geween wees soos Rachel in Rama, en die profete van ouds het geprofeteer dat Yeshua se naam, dat Yeshua van Nazareth sou wees. En dit was alles so. Daarom kan ek waarlik sê, hy is my koning. Hy is die een wat geprofeteer het. Wat Abba Vader lank voor die tyd gesê het. En dit is wat Abba Vader se woord so mooi maak. Sy beloftes is nie leeg nie. En daarom wil ek vandag vir jou sê, op elke punt vervul Yeshua 'n profesie wat sy reg gee om te heers as koning. Wat dit versterk dat hy is waarlik die koning van alle konings. Daarom we can't keep quiet about him. En so sê Matteus, dit is die koning. Dit is die koning. Deur sy geslagsregister, deur sy geboorte, deur sy aanbidding, deur die jaloesie van haat en deur die vervulling van profesie is hierdie man, Yeshua Messias, hy is as koning. Hy is die koning. En om hierdie rede het hy in die wêreld gekom. Yeshua regeer en sal vir ewig en altyd regeer. Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Yeshua regeer en sal vir ewig en altyd regeer. Nie deur die mag van sy leer nie deur die menigte van sy soldate nie deur die grootsheid van sy aardse toestand nie, maar op grond van wie hy is. So in hierdie 4 profesieë van Yeshua se geboorte, op 4 liggings sien ons 3 reaksies van mense. Dat Yeshua die koning is. Ons sien 3 reaksies van mense. Die eerste reaksie wat ons sien dat Yeshua koning is, die eerste reaksie wat ons sien van mense, en jy sien dit vandag nog, jammer om te sê, selfs in die kerk. Hierdie 4 profesieë van Yeshua se geboorte op 4 liggings wys ons 3 reaksies op mense. Die eerste reaksie dat Yeshua 'n koning is die wat onverskillig was, die wat dit alles geïgnoreer het. Dis die skrifgeleerders en die owerpriesters en die Jode vandag nog. So die feit dat Yeshua koning is, kry jy mense wat reageer daarop wat dit net ignoreer. Dan die tweede reaksie is die wat Yeshua gegrief het en gehaat het, soos Herodes. En onthou, sy eie mense in Nazareth, wat hom by 'n kraans wou afgooi. Dis die tweede reaksie. Die derde reaksie is die
van die wat vir hom geskenke gebring het. Die wat Yeshua aanbid het as die Messias. En wat hom gesien het as die koning van hulle harte. En die vraag vandag is, wat is jy? Wat is jou reaksie dat Yeshua koning is? En wat gaan dit in jou lewe verander? Abba Vader roep ons om Yeshua as die koning van ons hart te herken. Yeshua roep ons om eers sy koninkryk te soek. Mag ons hom waarlik sien as die koning, die Messias, ons verlosser, ons bruidegom en mag ons lewens voor sy voete neerbuig en hom aanbid. En daarom wil ek net vir 'n oomblik hierdie liedjie speel, One Moment in His Presence, as jy hom vir ons kan speel, Andrew. Een oomblik in Yeshua se teenwoordigheid, one moment in His presence, changes everything. En daarom wil ek net vra vir 'n oomblik, mag hy net vir 'n oomblik jou kom aanraak, want waarlik, hy is die tak, hy is die koning. There is kindness in your eyes. There is power in your touch. There's a smile on your face and zeal in your voice. I was made to behold you, to behold you. I was made to behold you, to behold you. There is kindness in your eyes. There is power in your touch. There's a smile on your face and zeal in your voice. One moment with the King changes everything. You came for the lost, you came for me. One moment with the King changes everything. You came for the lost, you came for me. One moment with the King changes everything. You came for
dankie dat ons one moment net so in aanbidding kan wees en Koning Yeshua kom sit U pottebakkerhande op ons. Ons wil diensbaar wees in U koninkryk. U is die koning van ons harte. U het vir my gekom. In one moment in your presence verander alles. En dis hierso waar U net vir my wys dat miskien was jy in hierdie week bekommerd geweest, miskien het jy gevoel, jy weet nie waantoe nie, en jy stap in 'n rigting, en jy weet net nie waantoe nie, en dinge gebeur net nie, en jy sien dit net nie, en Abba Vader sê, dit is genoeg om te weet, Immanuel, ek God is met jou, ek is met jou, ek sal jou lei, ek sal jou leer. En Koning Yeshua, U is die koning, en U sê, soek allereers die koninkryk. Soek allereers die koninkryk en al die ander goederlik byvoeg. En daarom wil ons U soek. Ons wil U naspeur. Ons wil in alles U elke dag soek, want U is die brood. U is die manna uit die troonkamer. Ons wil U elke dag ontmoet en sê, Abba, ons kom kniel voor U. Ons kom kniel voor U. Koning Yeshua, ons kom kniel voor U as U ambassadeurs om U koninkrykswerk voor te sit. Want ons weet ons koning kom, en soos wat Nathanael en soos wat Filippus en al die disippels en almal geweet het, daar is 'n profesie van Yeshua se kom, so weet ons Yeshua, U tweede koms is so naby. En daarom wil ons vra, Koning Yeshua, ons wil U ken. Ons wil nie deel wees van die bespotting nie, ons wil nie deel wees van, want U sê ook in Petrus sê vir ons in een van sy geskrifte, sê hy, in die laaste dae sal baie mense spot oor met die wat sal sê Yeshua se koms is naby. Daar sal baie spotters wees. En so was daar ook hierdie spotters oor Yeshua van Nazareth. Koning Yeshua, U is die koning van my hart en ek wil U alleenlik aanbid. En dankie dat U ons roep om diensbaar te wees in U koninkryk. Dankie dat U die koning is van ons lewe. En daarom, U sê, as julle my liefhet, gehoorsaam, onderhou my gebooie. En dan sê Yeshua ook, as jy vir jou broer iets vat, as jy vir jou broer gaan kuier in die tronk, as jy vir hom water vat of kos, as jy dit doen, doen jy dit vir my. Dis jou liefde wat jy toon vir my. En daarom wil ons voortgaan om die wat honger is te gaan bedien, die wat dors is gaan bedien, want Yeshua, ons is crazy lief vir U. Ons is so lief vir U. Help ons. Leer ons meer en meer van U, dit wat U behaag. Ons het te soeke, so Spreuke 25 vers 2 sê, ons het te soeke na U waarheid, ons het te soeke na U Yeshua, U is die waarheid. Dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Jotevawei.